Ek dink daar is 'n groot gevaar wanneer 'n mens 'n babatjie doop. Enerzijds is die verkeerde soos wat baie mense glo, nou is die kind 'n kindjie van Jesus want sy is nou gedoop en dis nie waar nie. Maar anderzijds, as gevolg van die verkeerde, is baie mense geneig om die doop te sien as maar net 'n formaliteit en glad nie belangrik nie. En dis ook nie waar nie. Maar ek hoop u verstaan die belangrikheid en dat dit vir ons ook 'n seën sal wees. Ons gaan verder vanoggend met Genesis. Ons preek vers vir vers deur Genesis en vanoggend gaan ons ook 'n redelike stukkie van die gedeelte wat oorbly hanteer van hoofstuk 4. Ons gaan eintlik klaar maak met hoofstuk 4. Dis nou nie gebruiklik dat ons so baie versies op 'n slag hanteer nie, maar jy gaan sien soos wat die verhale gaan kom, gaan dit so 'n bietjie rek. So ons gaan vanaf vers 17 tot en met vers 26 vanoggend hanteer. Ons maak dan klaar met hoofstuk 4. Genesis hoofstuk 4. Ons gaan saam lees vanaf vers 17 tot en met vers 26. En as jy dalk met die Bybel op die skoot sit, kom ons bid net eers saam en ons vra dat die Here met ons sal praat. Dis sy woord, dis sy waarheid. Kom ons buig voor die Here en ons vra dat hy met elkeen van ons dan sal praat. Here, ons wil saam met Jesaja vanoggend sê, ek sal die goedertierenhede van die Here prys. Ek sal sy roemryke dade, ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het, en die veelvuldige goedheid, jeens die huis van Israel wat aan hulle bewys het, na sy barmhartighede en na sy grootheid van sy goedertierenhede. Daarom sal ek hom prys. Ons wil u naam groot maak. En ons wil u aanbid vir al u goedheid in ons lewe. Ons het 'n stukkie daarvan vanoggend beleef met die doop van klein Lia. En ek wil bid dat u dit vir ons as 'n gemeente 'n seën sal maak. Maar bo alles dat u daardeur verheerlik sal word. Nou sit ons voor u. Ons het die Bybel, ons het die waarheid van u woord. Dit is die hoogtepunt van ons byeenkoms. Sal u dit seën? Sal u met ons praat daardeur, maar ook die verklaring daarvan. Maak dit vir ons duidelik, sodat ons lewens daardeur verander word. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Genesis 4, kom ons lees saam vanaf vers 17. In die ou vertaling klink dit so. En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. En vir Henog is Irad gebore. En Irad was die vader van Mahijael. En Mahijael was die vader van Matusael. En Matusael die vader van Lamech. En Lamech het vir hom 2 vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada. En die naam van die tweede Silla. En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op siters en fluite speel. En Silla het ook gebaar, naamlik Tubal-Kain, 'n smid wat allerhande koper en yster instrumente gemaak het. En die suster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech het aan sy vroue gesê, Ada en Silla, hoor na my stem. Vroue van Lamech, luister na my woord. Voorwaar ek slaan 'n man dood wat my wond, en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar, en hom Set genoem, want, het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk, in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Ek is altyd dankbaar as ons jong mense kan blootstel aan allerlei goed, want dan verbreed dit so 'n bietjie hulle horisonne. En so was ek as 'n jong hoërskoolleerling was ek bevoorreg om in 'n
koor te kon sing, en ons het by geleentheid, seker een van die hoogtepunte van my koorloopbaan, as ek dit so kan noem, het ons opgetree in Kreersdorp, en op daai stadium het ons in Pietersburg gebly, deesdae Polokwane, maar ons het in Kreersdorp opgetree, en dit was 'n massakoor, saam met wat destyds bekend gestaan het as die Witwatersrandse Simfonieorkes. Hulle het gespeel, dit was in die Eeufeessaal in Kreersdorp, die orkes het gespeel, ons het gesing. So terwyl ons geoefen het, ons het nou as 'n massakoor bymekaar gekom en moes vinnig net die liedere wat ons nou vooraf al geoefen het, saam oefen en saam met die orkes net deur dit gaan, sodat ons met die optrede, wat 'n groot, dit was 'n massiewe byeenkoms, sodat ons nou reg kon wees. Maar ek onthou altyd dit was in verwondering dat ek gesien het, die eerste keer eintlik gevoel het ek is deel van so 'n orkes, want die orkes is letterlik hier voor jou, en hulle sit en speel en blaas en gaan te kere tot die dirigent met sy stokkie kap, en dan is almal reg, en dan laat waai hulle met die musiek, en ons vorm dan deel, en as dit saamkom, is dit 'n heerlike geleentheid, feestelike geleentheid. Nou volgens die Bybelse vertelling, is dit wat ek daai dag gesien het, met al hierdie blaasinstrumente en strykinstrumente en snaarinstrumente en alles, dit is die gevolg van dit wat ons, die stukkie geskiedenis, wat ons vanoggend hier gelees het. Dit is uit die nageslag van Kain, die 7de van Adam, Lamech se seuns, wat vir ons begin het met instrumente, blaasinstrumente en strykinstrumente en al die dinge. Nou ons het geleer ons het nou gepraat oor Kain, wat sy broer vermoor het, God het hom geoordeel en hy moes met hierdie oordeel saam leef. Maar die lewe gaan aan, en ons het daarom gelees, ons het dit nie gelees, ons sal dit nog daarby kom, Genesis 5 vers 4, die dae van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar, en hy het seuns en dogters gehad. Dit antwoord natuurlik die vraag wat baie mense, meestal die kritiese ouens, sê maar, waar het Kain en Abel nou vrouens gekry? Waar het die kinders van Adam en Eva nou vrouens gekry? Adam en Eva het baie kinders gehad. Jy kan in 800 of 900 jaar baie kinders hê, veral as dit die opdrag is wat die Here sê, jy moet vermeerder. So dit beantwoord die vraag, waar het hulle vroue gekry of waar het die vroue mans gekry? Maar hierdie tydperk word ook gekenmerk deur nie net 'n groei in die populasie in die wêreld nie, maar ook 'n ontsettende vooruitgang in die mensdom en in tegnologie. Dis hierdie tyd waar daar soveel vordering gemaak is met tegnologie, wat die ouens deesdae opgrawe en met hulle onakkurate masjienkies en goeters toets, dan sê hulle nee, dis soveel miljoene jare gelede wat hulle nou die wiel ontdek het en wat hulle dit was alles in hierdie tydperk. Nou dit is dekades of 'n millennia, so 'n paar 100 jaar wat vinnig opgesom word. Dit klink vir ons asof dit net so binne 'n paar weke gebeur het, maar dis eintlik lang periodes waarvan hier gepraat word. En jy sien die vooruitgang. En ek wil jy herinner daaraan dat ons nou besig is met die lyn van Kain. Die Bybelse vertelling los nou so 'n bietjie vir 'n oomblik die lyn van die vrou, die saad van die vrou, die nageslag van die vrou. Sy gaan aan, of van Abel dan nou, die skrywer gaan aan met die lyn van Kain. Dis die kaf en die koring, die bokke en die skape, die duisternis en die lig. Nou gaan hy aan met die lyn van Kain. En as ek vir u sê, die vooruitgang in die wêreld was opmerklik, noemenswaardig, dan ontstaan die vraag, hoe kan iemand dan wat deur God vervloek is? Hoe kan Kain wat deur God vervloek is, so floreer, soveel voorspoed beleef, soveel vooruitgang wys en gee ook aan die wêreld? En die antwoord wat ons vir die laaste keer ook gesê het, is algemene genade. Dit is 'n tegniese term wat maar net bloot beteken God se goedheid oor alle mense. God laat sy reën val op die regverdige en die onregverdige. Dis God se algemene genade. Matteus 5 vers 45, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies. Hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. So as gevolg van God se algemene genade, het dit selfs met Kain, ja, selfs al was hy vervloek, het dit met hom goed gegaan. Die Here het hom geseën. Hy kon vermeerder, hulle kon goed ontwerp en uitdink en uitvind en wat ook al. In die res van hierdie hoofstuk volg Kain se lyn. Ons gaan vanoggend na 4 gedagtes kyk, wat hierdie res van die hoofstuk vir ons eintlik maar net maklik opdeel. En die eerste hoofgedagte is die vooruitgang van Kain se nageslag. Nou,
as ek dit vir u lees en ek gaan dit so behandel, dan gaan u sien dis amper soos 'n oupa wat spog met sy kinders en sy kleinkinders, né? Hy vertel, en die seun, hy het nou net graad gevang, en daai ene, hy gaan so oor 2 maande trou, en dis mos lekker om te praat van die prestasies van jou kinders. Nou dis wat hier aan die gang is. So as gevolg van God se voorsiening, word selfs die goddelose lyn van Kain gebou, en dit lyk of dit floreer, dit gaan goed. Vers 17 het ons gelees, en Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword, en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. Nou hier is 'n implikasie wat die meeste van u nie gaan raak sien nie, so ek moet dit vir u gee, ek moet dit vir u wys. Onthou jy die vloek van Kain? God het vir hom gesê, jy gaan 'n swerweling wees op die aarde. En as hy dan nou kom en hy bou 'n stad, en hy noem die stad na die naam van sy seun, dan is die implikasie van dit wat vers 17 vir ons sê, hy wil die vloek van God, die vloek van vers 14, wil hy teewerk. God het gesê, 'n swerwer en 'n vlugteling sal jy wees, maar hy bou vir hom, wat die Bybel noem, 'n stad. Nou die naam wat gebruik word, of die term wat gebruik word vir 'n stad, die woord wat in Hebreëus gebruik word vir 'n stad, is 'n blyplek, waar daar 'n paar gesinne, ten minste 'n paar gesinne saam bly, maar 'n muur om. Dis wat 'n stad maak. Anders was dit net 'n blyplek. Maar hier is 'n stad, daar is 'n beskerming om, 'n muur wat daar rondom is. Hy wil rus hê, hy wil veilig voel, hy wil teen God se plan vir sy lewe, wil hy in 'n stad bly. Ons gedeelte openbaar eintlik 3 eienskappe van die sekulêre kultuur. Kain is vir ons die tipiese beeld van die sekulêre kultuur. En soos wat ek dit vir u noem, gaan dit baie maklik. Jy hoef nie ver te kyk nie, want ons almal ken die wêreld waarin ons leef. Maar die kultuur van ons tyd, die sekulêre, die wêreldse kultuur, sien jy in dit wat Kain doen en dit wat vir ons van hom gesê word. Daar's 3 eienskappe wat duidelik na vore kom. Die eerste is, die kultuur van Kain is gefestig in rebellie teen God se wil. Dis gefestig in rebellie teen die wil van God. God het beskerming beloof aan Kain. Hy het van hom gesê, Kain, 'n vlugteling en 'n swerweling sal jy wees, maar ek gee 'n teken dat elkeen wat jou doodslaan sal 7voudig gewreek word. So ek sal jou beskerm, maar hierdie vloek gaan jy dra. Kain sê, nee. Ek gaan myself beskerm. Ek sal iets maak. Kain wil dit nie glo nie. Die woord van God is nie genoeg vir hom nie. Hy wil nie God se plan vir sy lewe aanvaar nie. Hy wil self bestuur. Hy wil self bepaal. Hy wil self die leiersels vashou. Hy wil sy lewe self bestuur, leef soos wat hy wil. Niemand gaan vir my sê wat ek moet doen nie. Ek sal dit self. Klink dit vir u bekend? Het ek nou genoeg al gesê? Dis die kultuur waarin ons leef. Niemand moet my vertel wat ek sal doen nie. Ek sal dit op my manier doen. Ek verwys altyd grappenderwys as ek met my kinders of met my vrou hier praat, dan sing ek sommer die baie bekende Frank Sinatra se I did it my way. Dis die gees van die kultuur waarvan ek deel is. Moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Ek sal self besluit. Eie wil in opposisie met die geopenbaarde wil van God. God het gesê, dis hoe dit gaan wees. Kain sê nee, ek sal self kies. Dis die kenmerk van die sekulêre kultuur. Die tweede kenmerk, dit roem nie net in sy eie wil of in rebellie teen God nie, maar ook in eie waan. Hy noem die stad wat hy gebou het na sy seun Henog. Kain is nou besig om sy eie lyn te vestig en die samelewing wat hy nou bou wat nou hieruit sal voortkom. Nou baie mense, dis nie 'n probleem dat hy nou die stad na sy seun noem nie. Baie mense gaan nou stede nog vestig, soos wat veral hier in die aartsvader se tyd. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 12, Abraham arriveer daar in Kanaan en hy noem die plek waar hy kom Bethel, huis van God. En jy kom agter die mense van God
noem die stede, noem die plekke, elke keer na iets wat God gedoen het. Elke keer wat God vir hulle is, elke keer wat God vir hulle beteken. Dis die eienskap van kinders van God. Kain sê, ek noem dit na my seun Henog. Ek bou vir myself 'n naam. Vers 18 sê, en vir Henog is Irad gebore, en vir Irad was die vader van Mahiael, en Mahiael was die vader van Matusael, en Matusael die vader van Lamech. So kom ons vinnig met die geslagte, hierdie naam wat hy vir homself gevestig het, my naam moet gebou word. Nou kom ons, en ons sien deur die geslagte, tot op die 7de van Adam, en Lamech kry prominensie, die 7de van Adam, hy kry prominensie. Want jy sien, selfs Kain, het een vrou gehad. Maar daar word genoem, Lamech, 2. Vers 19. En Lamech het vir hom 2 vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada, en die naam van die tweede, Silla. So ongehoorsaamheid, moenie julle gedagtes te ver laat hardloop nie, ek sal later nog baie sê oor poligamie, dis om meer as een vrou te hê, ons gaan nog baie daaroor praat later, maar ongehoorsaamheid aan God, bring vir ons nou die eerste opgetekende geval van poligamie, meer as een vrou. Die sekulêre kultuur herskryf die beginsels van, in hierdie geval die huwelik, sodat dit pas by hulle. Klink dit vir u bekend? Wil nie hoor na wat die beginsels is wat die Here vir ons gegee het nie. Ons sal besluit. Ons sal self besluit, want ons wil vir onsself 'n naam maak. Die derde eienskap van die sekulêre kultuur is dat dit ingestel is op sensualiteit. Jy sien dit baie duidelik in die name wat Lamech vir sy vroue het en dan ook die name van sy kinders. Sy vroue se name: Ada. En let nou mooi op. Ada beteken ornament. Silla, die tweede, beteken skaduwee, of dit kan ook vertaal word, skaduwee is eintlik die bekendste, dit verwys, party ons sê dit kon verwys na haar hare, sy het heel moontlik baie swart, donker, dik hare gehad, skaduwee, en ander sê dit verwys na haar vorm. Hoe dit ook al sê, ornament, skaduwee. Sy dogter, vers 22 se naam is Naema, wat beteken lieflikheid of plesierig. En jy kan sien dit wat vir Lamech belangrik was in vroue. Nee. Jy kom agter wat vir hom belangrik was wanneer dit kom by sy vroue en ook sy dogter. Die sekulêre kultuur sê die dames vir my het eintlik maar min verander, nie waar nie. Sedert daardie dae het dit baie min verander. Vroue is niks meer as ornamente. Iets waarna jy moet kyk, iets wat plesier moet bring. Daar word neergesien, daar word in konflik en in kompetisie verkeer met die vroulike geslag, want dit is bloot net 'n ornament vir iets wat vir jou plesier moet bring. Die vroulike kurwes word gebruik om alles te adverteer. My pa het altyd gesê hulle adverteer tot hondekos met 'n kaal vrou. Hoekom? Want die sekulêre wêreld is ingestel op sensualiteit. Sensualiteit wat beteken dit wat vir die sintuie aangenaam en plesier verskaf. Eie wil, eie waan, sensualiteit. Nou dit ego die woorde wat ons eintlik baie van praat en na verwys. 1 Johannes 2 vers 16 en 17, waar Johannes sê alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. So jy kom agter, die sekulêre kultuur is baie sigbaar in dit wat Kain is, dit waarvoor hy staan, dit wat hy wil hê. Maar boonbehalwe dit, Lamech se trots kom nou uit in dit wat sy seuns doen. Baie indrukwekkend, vers 20 tot 22, en ons sien Lamech se plan vir die toekoms, is die tweede hoofpunt. Genesis 4 vers 20 het ons gelees, en Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Ons het al vir Abel leer ken as 'n veeboer. Hy het skape gehad, en heel moontlik bokke, of wat ook al, alles wat hy kon jy weet, versorg, herd. So dit het hy gehad, maar Jabal het hierdie
beroep nou industrieel gemaak. Hy is nou besig met 'n industriële uitbreiding van veeboere. Hy het bekend gestaan, hierdie nomadiese struktuur van veeboere wat in tente woon. Almal het geweet, as jy praat van die veeboere, die groot boere wat van die vee is Jabal. Dit was sy naam. Jabal se onderneming beteken voorspoed, rykdom, sekuriteit. Verder lees ons in vers 21. Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op die siters en fluitte speel. So dis asof Lameg nou besig is om te sê, my een seun, hoorie, hy het 'n besigheid wat skrik vir niks. Hy is 'n veeboer en hy het begin met abattoirs en wat ook al wat daarmee saamgaan. En my ander seun, Jubal, hy, so tussen hakies, hy het musiek ontdek. Musiekinstrumente gemaak. Blaasinstrumente en strykinstrumente, snare en blaasinstrumente. Wat 'n prestasie. Dis regtig noemenswaardig. God seën hierdie ouens met gawes en talente en jy sien die vooruitgang. Dan lees jy in vers 22 die A-gedeelte en Silla het ook gebaar, naamlik Tubal-Kain, 'n smid wat allerlei koper en yster instrumente gemaak het. Smid waar my van vandaan kom. Dit beteken letterlik, as jy gaan kyk na die stamwoord van die Hebreëse woord hier, is dit die slaan van 'n hamer. So dis wanneer jy 'n stuk staal of wat ook al, ek weet nie wat presies wat hulle gebruik het, warm gemaak het en jy slaan dit op die aanbeeld, op 'n harder stuk of op 'n rots. Ek weet nie waarop hulle daai tyd geslaan het nie. Dit was 'n indrukwekkende industrie vir sy tyd. Hy was die eerste smid wat instrumente gemaak het. Heel moontlik begin het met swaarde en messe en instrumente om te gebruik. Die kommentator R. Kent Hughes, hy het gesê, godless Canaanite civilization birthed massive cultural advances and they have enriched all of life. Deur Kain, deur die goddelose Kain, het die Here se algemene genade die wêreld vir ons 'n beter plek gemaak. 'n Beter plek as gevolg van sy genade. Nou dit sê vir ons, dis niks vreemd. Dis niks verkeerd daaraan. As kinders van God selfs deel het aan al die vooruitgang, aan al die ondersoek en al die navorsing, ekonomiese, wetenskaplike, selfs die gebied van die kunste. Dis nie 'n probleem nie. Ons word gawes gegee, ons moet dit ontwikkel, ons moet dit doen tot eer van die Here, want die wêreld is besig om te verander en ons kan daarin deel hê. Sover as wat dit reg, billik, regverdig is. Alistair Payne sê dat hierdie gaan alles saam met die merkwaardige potensiaal wat die mens het as gevolg van die feit dat God sê, hy het hom na die beeld van God gemaak. Ons is na die beeld van God geskape. Wat beteken? 'n Stukkie van God se industriële of kreatiewe wese het afgevryf ook op ons. Ons is so, ons verskil, ons is nie dieselfde nie. Maar God se beeld is sigbaar, sê Alistair Payne, in dit wat ons sien van die mens. Dis 'n uitdrukking van God se gedelegeerde regering oor die wêreld, het Alistair Payne gesê. Gawes en talente, God moet net geëer word. Die probleem in ons wêreld is, mense vat hulle gawes, mense gebruik talente en ook die geleenthede wat hulle kry, en as dit gaan om hulle self, as hulle hierdie sekulêre natuur het, die wese wat draai rondom die sekulêre wêreld, dan is dit net eksklusief vir solank as wat ek ryker kan word, solank as wat ek geëer word, my naam moet genoem word, dit moet gaan oor my, want ek is die middelpunt van my bestaan. Het jy opgelet in alles wat ek nou gelees het van die seuns van Lameg? Daar is geen besorgdheid oor die kennis of die aanbidding van God nie. Daar is geen sorg oor die uitbreiding van God se saak nie. Hy wat geëer moet word nie. So jy kan letterlik sê, as dit dan die eerste universiteit was, as Lameg se seuns die voorpunt van die spies was om die wêreld te laat uitbrei, hierdie universiteit het beslis nie 'n teologiese fakulteit gehad nie. Baie ander dinge, maar die teologie was daar nie. Dan lees ons in Genesis 4 vers 22 die B gedeelte, en die suster van Tubal-Kain was
Naema. Naema beteken letterlik lieflikheid of plesierig. Weereens iets wat vir die oë vreugde moet verskaf. Iets wat lekker moet wees. Matthew Henry skryf oor die gedeelte en hy sê, worldly things are the only things that carnal, wicked people set their hearts upon and are most ingenious and industrious about. Bose goed. So it was, dan sê hy later, so it was with this impious race, die onbybelse, goddelose ras, stam. So it was with this impious race of cursed Cain. Here were devices how to be rich, how to be mighty, and how to be merry, but nothing of God, nor of his fear and service among them. Kan jy sien waaroor dit gaan? En dis die wêreld waarin ons leef. Dit gaan oor ons. Dit moet vir my makliker, dit moet vir my lekkerder wees, dit moet vir my, en ongelukkig het dit in die kerk ingeslyp, en ons sit met kerke waar ons sê, dit net solank dit vir my lekker is, dit moet vir die mense lekker wees, en ons vergeet van God. Dit gaan uiteindelik oor hom. So die groot hoop vir hierdie sekulêre stad van Kain is te sien in Lameg en sy seuns, wat hulle gedoen het, die naam wat hulle gevestig het, die eer wat hulle gekry het, die prestasies wat hulle behaal het. Maar dit het nie gegaan oor God nie. Dit word vandag steeds vereer. En ek praat van 'n wêreldse denkwyse. Word nog steeds vandag geëer in die boeke en in die kunste en in die media. As jy dink aan dit wat ons eintlik moeg voor is al, is dat ons as mensdom het ons nou gearriveer. Ons is so slim. Ons het alles en ons kan onsself vir onsself 'n naam maak. Ons kan vir onsself 'n stad bou. Ons kan ons eie seile span, ons kan ons eie lot bepaal. Ons kan die rigting van ons lewe bepaal. Inteendeel, jy kry ons onder die ouens wat vir die media lief is, kry jy hierdie subkulture. Dan het hulle soos hierdie, dis regtig amper soos kultusse wat hulle skep. Die ouens wat lief is vir die Star Trek en vir die al die verskillende films en goeders. Nou Star Trek, onthou ek van kinderdae, my ma het altyd gepraat van Star Trek. Sy het gesê dis 'n klomp nonsens. Dis nou die gedagte wat uitkom is, die mensdom op aarde het nou so verbeter, so goed geraak. Ons gaan nou na die uiterstes van die sterrestelsels om ons kultuur vir hulle te vat, want almal is onder ons, benede ons. Ons is die hoogste. Ons is die waarby ander kan leer. En dis 'n wêreldse sekulêre denkwyse. Dis die sekulêre kultuur wat ons om ons sien. Maar weet jy hoekom maak mense goed so Star Trek en in die media oor die algemeen? Hoekom hou mense hulle besig daarmee? Want mense soek hoop. Mense soek na hoop. As ons na ons omstandighede kyk, is daar baie min waarvoor ons hoop het. Ons kyk na die toekoms en ons raak 'n bietjie moedeloos, want dit lyk nie so rooskleurig nie, né? Die wolke is besig om saam te pak. Almal is bang, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld is daar hierdie vrees vir wat gaan gebeur. Almal wag vir die markte om mekaar te tuimel of vir iets moet gebeur, want selfs die goddelose ouens sê vandag vir jou, hoor, die dinge kan nie so aangaan nie. Almal weet iets gaan gebeur, ons weet net nie wat gaan gebeur nie. Want almal soek na hoop. En as jy kyk na die stem van die wêreld, hulle probeer hulle bes om te sê, ons enigste hoop is, ons moet mekaar, ons moet, jy weet, saam staan en ons moet vergeet van ons verskille. En dis nou tipies, ek dink altyd aan die Cosmopolitan, die tydskrif. Hy het die naam vir dit wat hulle agenda is. Kosmos, wêreld. Polit beteken burger. So jy's 'n wêreldburger. Hulle sal jou leer hoe jy moet dink, hoe jy moet aantrek, hoe jy moet leef, want hulle weet, hulle is die hoop vir die sekulêre kultuur. Nou vriende, as hierdie vertelling in vers 22 opgehou het, en ons sal dink, dan lyk dit darem nie te sleg vir die menslike ras nie, want daar's vooruitgang selfs by die wat vervloek is. Daar is vordering, daar is groei, al hierdie dinge, selfs by die ouens wat deur God vervloek is. Maar dis nie waar dit eindig nie. Want ons kom by die derde hoofpunt, en dit is Lameg se onsekerheid oor die toekoms. Vers 23 en 24 wys vir ons eintlik ietsie uit, soos wat ons sal noem, die vlieg in die salf. Alles lyk mooi, as jy nie baie mooi dink oor dit nie, lyk dit baie rooskleurig, totdat jy afkom
op wat ons noem die vlieg in die salf. Lameg sê iets wat vandag steeds in die letterkundige kringe gesien word of genoem word, die lied van die swaard, the song of the sword. Hy het 'n lied geskryf wat na verwys word as een van die bekendste liedere voor die vloed nog. En dit lyk so, vers 23 en 24. En Lameg het aan sy vroue gesê, Ada en Silla, hoor na my stem. Vroue van Lameg, luister na my woord. Nou as ek geweet het, as hy nou gerym het in Afrikaans, kon ek hom dalk vir die sing, maar dit is 'n lied. Hier is 'n lied. So hy het die ouens bymekaar gekry en hy het gesê, hoor nou hierdie lied. Hier is sy nalatenskap. Voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lameg 77 maal. So Lameg het al reeds getoon, hy verag God se wet. Hy dink niks van die voorskrifte van God nie, deurdat hy 2 vroue geneem het. Maar nou gaan hy God se beginsels vat en hy gaan dit wysig. Hy maak dit soos wat hy dit wil hê, want hy wil sy eie agenda bevorder. Dink aan die musiek. Sy seun het instrumente gemaak, ontwerp. Die eerste, noemenswaardig. Hoor jy het 'n seun wat, hierdie ou is regtig, wow, Lameg, wat het jy met die laaitjie gedoen? Ek meen, nee, hy's briljant. Blaasinstrumente, strykinstrumente, miskien snaarinstrumente wat hulle speel. Ek weet nie, die baie primitiewe instrumente, ek weet nie hoe dit presies gelyk het nie, maar dit was daar. Nou sal jy dink dis instrumente wat die werke van God besing, wat opbouend moet wees, temas wat vir die mens hoop gee, né? Nee. Die liedere wat hulle dan skryf en die lied wat gesing word hier, wat opgeteken word, is 'n lied van opsweping, 'n lied van perversie en immoraliteit, 'n lied van dominansie. Ek kwes ou, ek slaan 'n ou dood wat my net kwes. 'n Uitdrukking van die bose ego. Jy gaan nie aan my raak nie. Jy moenie dink ek sal dit net daar los nie. Nou is verder duidelik dat sy seun vir hom nie net instrumente of gereedskap gemaak het waarmee hulle kan werk, ploë dalk of hamers en byle om mee bome te kap of wat ook al nie, maar dodelike wapens. Nie noodwendig nuttige gereedskap nie, maar wapens, want hy is bloeddorstig. Ek slaan 'n ou dood wat my kwes. En die punt wat Lameg maak is baie duidelik. Hy sê dit. God het gesê, die ou wat aan Kain raak, 7 keer word dit gewreek. Maar ek sê 70 maal 7. So hy oortref God se straf. In sy hoogmoed wil hom bokant God plaas. Hy stel sy stam se kultuur baie duidelik. 'n Kultuur wat sê ons bepaal wat is reg en wat is verkeerd. En ons sal die straf daarvoor bepaal. Want wie is God nou in elk geval en wat weet hy? Dis die kultuur wat hy geskep het. Dis vandag steeds die dodelike smet in ons sekulêre kultuur. Elke geslag, elke nasie, oral waar jy gaan, dan sien jy dat daar kulture is wat verander, en deur jare word dit maar gewysig en sekere kwessies het invloede, maar elke kultuur kan sy kultuur verander, aanpas en manipuleer, maar die mens kan homself nie verander nie. Waar Kain dalk sy broer Abel doodgeslaan het met 'n klip, nou word dit gedoen met 'n spies of met 'n swaard. Deesdae doen ons dit op 'n paar kilometer met 'n teleskoop en 'n baie goeie geweer, maar die natuur het nog nooit verander nie. Dis die kultuur waarin u en ek ons bevind. Die mens kan nie sy natuur verander nie. Die Bybel sê, retoriese vraag, kan 'n kasiet sy vel verander of 'n luiperd sy vlekke? Dan sou julle in staat gewees om goed te doen, julle wat gewoond is aan die kwaad. U weet, die ekonomie kan floreer, die kunste kan blom, wetenskap kan toeneem, maar die mens kan nie betroubaar wees met dit wat hulle ontdek nie. Wanneer ons selfs die mooiste goed kry, ek meen, dink net aan die vooruitgang, as jy dink aan dit wat Kain en Abel hier gehad het, en Lameg tot in die 7de geslag, en hulle is besig om op die voorpunt van 'n revolusionêre ontdekking, hier is iets wat jy kan skerp maak, jy hoef hom nie weg te gooi nie, maak hom skerp en jy gebruik hom, dink wat later daarmee gebeur het. Ons is vandag by internet,
ruimtevaart. Goed wat jy gedink het nooit moontlik is. Ek bedoel, enigeen van ons kan deesdae vir ouma sien as ons met haar praat. Ons het groot geword met dit gaan nooit gebeur nie. Dis net 'n mite, dis iets. En nou het elkeen dit in sy sak. Dis die tegnologie. Maar die smet van elke geslag gaan daarmee saam. Die korrupsie en die immoraliteit wat insluip en amok maak. Hoekom? Want die natuur van die mens is korrup. En dis die nageslag van Kain. Francis Schaeffer, baie goeie, hy word gesien as 'n filosoof, maar groot denker. Hy skryf oor die gedagte en hy som dit so op. Hy sê: Here is humanistic culture without God. It is egoism. It is pride centered in man. This culture has lost not only the concept of God, but also the concept of man who loves his brother. Die kultuur waarin ek leef, is nie net 'n kultuur waar ons vergeet het van God nie, maar ons het ook vergeet om ons naaste lief te hê. Want dit is die wese van die mensdom. Daar's sulke goeie goed wat ontdek word, wat so nuttig kan wees. En dan met die korrupsie van die mens, met die immoraliteit wat in ons harte is, word dit misbruik, word dit iets gemaak wat dit nooit moet wees nie. Dis interessant as jy na die geskiedenis gaan kyk, en ek wil maar net een voorbeeld noem. 2 broers, waarvan ons almal weet, die Wright broers, wat die eerste vliegtuig gebou het. Wilbur en Orville Wright. Het jy geweet, hulle was fietswerktuigkundiges. Hulle het in die garage aan fietsse gewerk, né? Hulle was soos daar in Dayton, Ohio, het hulle gespeel met, maar hulle was weetgierig, en hulle wou uitvind, en hulle het begin navraag doen, vir 4 jaar lank navraag doen, van 1899 tot 1903, gewerk om iets te kan kry wat kan vlieg, wat 'n mens kan dra, en wat kan vlieg. In 1909, het hulle hierdie vliegtuig, wat hulle toe nou al bietjie verfyn het, want hulle moes die volk oortuig, hulle moes Amerika oortuig, hulle het iets gebou wat kan vlieg. Toe vlieg hulle oor New York, rondom die Statue of Liberty in 1909. Wat 'n prestasie. Wat 'n prestasie. Dink aan die mensdom. Wat kan dit nie doen vir die mensdom nie? 6 jaar daarna. Ek wil net vinnig die 2 skei. Wilbur is vroeg dood. Orwell sê 6 jaar daarna moes hy met afskuw hoor hoe dit wat hulle uitgevind het om die mensdom te help, koels laat reën. Op daai stadium in die Eerste Wêreldoorlog in Vlaandere is ons in België. Wat dood uit die lug uit laat neerreën op mense. Letterlik miljoene mense, 'n bloedspoor los as gevolg van iets wat hulle ontdek het. Orville Wright skryf die volgende. Hy sê: We dare to hope we had invented something that would bring lasting peace to the earth. How wrong we were. Sien jy die natuur van die mens? Dit getuig so duidelik van die verdorwenheid van die nageslag van Kain. In die millennia wat daarop volg, sedert Lamech se seuns, het die mensdom soveel vooruitgang gesien. Ek bedoel, kyk waar is ons vandag. Maar nogtans is ons nie in staat om onsself te verander nie. Ons kan nie onsself verander nie, en al sou ons kan, wil ons onsself nie verander nie. Want ons sit met 'n kultuur van eie sinnigheid, eie waan, rebellie teen God. Die goed wat deur God verag word in ons kultuur hoog geag. Die dinge wat God naar maak, en ek praat Bybels, die dinge wat God naar maak, wat hom verafskuw, wat sy toorn opwek, is goed wat deur ons geslag geprys word. Kyk na die prestasies. Dis die kultuur van ons dag. Dis die dag waarin ons leef. Ek wil afsluit met die laaste hoofpunt. Waar is die hoop? Waar is die hoop? Ons praat vanoggend oor die hoop vir die mensdom. Waar is die hoop? Nou die laaste 2 verse van hierdie hoofstuk is amper soos 'n naskrif. Maar dit is geskryf oor die nageslag, die lyn van die vrou. Ek het vir julle gesê, ons is nou besig gewees met die lyn van Kain, die saad van die slang, die nageslag van die slang. Nou gaan ons vir 2 versies gaan hy iets sê oor die lyn, die nageslag van Eva, van Abel. Vers 25. En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar, en hom Set genoem.
Want, het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. Jy kan met die lees van hierdie, en dit is baie erger as jy elke woord nou gaan bekyk en woordstudie doen, jy sien, hierdie is 'n briefie wat geskryf is met trane. Dis 'n ma wat nog nooit oor die dood van Abel gekom het nie. En dis jare daarna. Dis 'n klomp dekades daarna. Daar's hartseer in hierdie woorde. Die Bybel sê Adam was 130 jaar oud met die geboorte van Set. Dit wil voorkom asof hierdie ding hulle geweldig gekwel het. Hierdie dood van Abel was vir hulle, dit was net so erg. En sy sê, maar die Here het vir haar toe weer 'n seun gegee. En hulle noem hom Set. Sy, Eva, het 'n seun gebaar en hom Set genoem. En die rede, hoekom Set? Set beteken plaasvervanger. Hoekom? Want, het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. Haar geloof in God smag na iets, nie net om nog 'n babatjie vas te hou nie, nie net om nog 'n kind te hê nie, maar sy hou in geloof vas aan die belofte wat God gegee het, daar sal 'n verlosser wees. Sy het baie sleg agtergekom, Kain is nie die verlosser nie, onthou ons het mos daaroor gepraat. Maar nou hou sy in geloof vas, daar sal 'n verlosser kom, en nou noem sy hom, hierdie babatjie Set. Tussen al die ander kinders waarvan die Bybel niks sê nie, sê daar was baie ander broers en susters, maar hier's een, Set, plaasvervanger. Haar geloof laat haar smag na daardie beloofde redder. Daai een wat vir ons hoop sal bring, daai een wat vir ons hoop is, want hy sal kom. Hoekom? Want God het so gesê. Set het groot geword. En ek wil weer sê, hierdie versie spring nou sommer so dekades. Set het groot geword. Ons lees in vers 26, en ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Enos beteken swak of broos. Swak of broos. Ek wil hê jy moet iets oplet. Vir Set is daar ook onsekerheid. Die toekoms was vir Set ook onseker. Daarom noem hy die seentjie Enos, swak of broos. Hy's bewus daarvan. Hoorie, dit is moontlik dat hierdie baba ook kan doodgaan, dat hierdie kind ook kan sterf. Hy's swak, hy's broos. Net soos die lyn van Kain, net soos Lameg was daar onsekerheid oor die toekoms, Set beleef dit ook. Maar terwyl albei onsekerheid omtrent die toekoms beleef, Lameg as gevolg van die vloek van God oor Kain, Set as gevolg van die dood van Abel, kyk hoe benader hulle dit. Lameg is die een wat sê, kom ons bou mure, ons maak wapens, ons raak gewelddadig. Enige ou moet weet as hy naby ons kom, ons maak hom dood. Dis hoe hy die toekoms benader. Dis die enigste hoop wat hy het. Set benader dit so. Hy skuil in geloof by God. En hy sê, ek sal my vertroue plaas in die een wat 'n verlosser beloof het. Wat anders kan ons doen? En dis nie 'n dwaasheid nie, dis net om te sê ek vertrou op die Here. En dan die laaste deel van vers 26 is baie mooi. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Dis die eerste kerkdiens in die Bybel. Tot hier toe het hulle individueel offers gebring, individueel gebid. Hier kom Set en die mense saam met hom. En hulle het begin om publiek bymekaar te kom en te aanbid. Om saam te kom om te aanbid. Die eerste kerkbyeenkoms in die Bybel. Weet jy, Paulus gebruik dieselfde, hy doelbewuslik. Ek glo die Heilige Gees het die Bybel woordelik geïnspireer. So Paulus gebruik dieselfde taal wanneer hy in Romeine 10 vers 13 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Soos wat hulle bymekaar gekom het om die naam van die Here aan te roep. Dit was nie maar net hulle manier van so dink ek moet ons maak nie. Van Adam en Eva af was hierdie boodskap oorgedra. Ons het met u gepraat oor die bloedoffers. Hulle het offers gebring op grond van God se voorskrif, op grond van God se stem. Vertrouenswaardig aan dit wat God gesê het. Hulle het soveel geloof getoon in die verlosser wat sou kom. Dit is die bewys van saligheid. Hier is in die laaste 2 verse van Genesis 4 is daar
klein oorblyfsel, wat die naam van die Here aanroep. En ek wil vanoggend vir u sê, dis waar ons die hoop vir die mensdom kry. Dis waar ons hoop vir die toekoms lê. Ons hoop vir die toekoms lê nie in 'n beter regering of in beter wapens of in 'n sterker stad, muur of enigiets wat ons kan doen nie. Die hoop vir ons toekoms lê in dit wat God gesê het. Hy is die een wat uiteindelik alles bepaal. Hy is die soewereine God. Hier lê die hoop vir die mensdom. Vlug in geloof na God. Toe sê Here, waar kan ek skuil? Waar kan ek van U af wegvlug? Ek het U nodig. Sal U my red? Ek kan nie myself vertrou nie. Ek kan nie my eie hart vertrou nie. Ek is boos van nature. Is ek 'n sondaar, maar ek wil na U vlug en ek wil U beloftes vat vir my. Besef U dat ons die direkte lyn beleef vandag hier van dit wat van Set afkom. Daar's 'n lyn wat loop reg deur al die duisende jare in die Ou Testament en dan tot op Christus en dan daarna met die kerk wat gestig is. Daar's baie dinge wat ons kan sê van die geskiedenis en dit het voortgegaan en dit het gegaan tot by die hervorming en dit het aangegaan en die boodskap het gekom tot hier in die suidpunt van Afrika en hier sit ons. Die nageslag, die lyn van die vrou, van Abel, van Set, die direkte lyn in die uitleef van ons aanbidding en ons geloof in die Here Jesus as die enigste saligmaker. Daarom as jy iemand wil help, vertel hom van Jesus. R. Kent Hughes wil dit net vinnig noem. Hy skryf oor die gedeelte. Hy sê when Canaanite civilization began to rise and worship at the shrines of abundance and arts and technology. Dis die gees van ons dag. Worship at the shrines of abundance, arts and technology. Ons het soveel voorregte, ons het soveel rykdomme en ons het soveel tegnologie en ons het soveel kunste. When abuse and violence and the devaluation of life became commonplace, en ken ons dit nie? 'n Lewe is niks in ons dag nie. When men fancy that they were the captains of their own souls, Sethite civilization, dis nou die Set se nageslag, die lyn van die vrou. Sethite civilization began to proclaim the name of the Lord and to call him the captain of their salvation. Dis wat ons nodig het. Manne en vroue wat sal sê, ja, ek werk en ek het 'n alarm in my huis en ek doen wat ek kan om myself te beveilig en om vir myself en vir my mense te sorg, maar uiteindelik is my hoop in die Here. Uiteindelik is my enigste toevlug die Here Jesus. Dit begin by Golgotha wanneer ek hom ken as saligmaker. En dit is sigbaar, want maak nie saak wat daar buite gebeur nie. Dit gaan my nie plat slaan nie. Want my hoop is in God. Hoe kan u en ek hoop vind in hierdie wêreld? Ons moet soos die verlore seun wees. Wat besef, hoor jy, ons sit in 'n varkhok. Dis wat die wêreld is. Die wêreld het niks wat hy ons kan bied nie. Maar ons moet tot onsself kom en sê, wat sal ek doen? Ek sal opstaan en ek sal na my Vader gaan. En ek sal sê, Here, ek het gesondig. Ek het gesondig teen U. Ek het gesondig teenoor die mense. Vergewe my, help my. Ek wil U pad loop. En ek wil U vra om hier weg te gaan vanoggend en om daadwerklik iets te doen. Dan moenie net sê, "Hoor, dit klink goed. Die dominee kan daar mooi praat." Ja, gaan terug en maak reg dit wat in jou lewe nie reg is nie. Draai na die Here toe. Ken hom nie net as saligmaker nie, maar die een wat na saligheid jou ook wil heilig maak en lewe soos hierdie mense wat ons sien met 'n hoop dat God is my hoop. Jesus is my enigste hoop. Dit gaan jou help om anders te kyk na jou versoekings, om anders te kyk na jou baas of die ouens by die werk wat dit vir jou moeilik maak, om jou lewe anders te leef, want jy sien die perspektief van die lyn van Set. Mag die Here u help, mag die Here ons help om daai lig te wees in 'n donker wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, vanoggend het ons 'n stukkie van die geskiedenis aanskou. Ons het gesien hoe u in u algemene genade die mensdom seën, soveel voorregte, soveel genade gee. En tog is daar baie mense wat 'n vuis bal teen die hemel en wat in hulle trotsheid en hulle eie waan, in rebellie teen God,
absoluut alles bevraagteken of wil teewerk wat U vir ons gegee het. Daar is reg deur die eeue ook mense wat in geloof na U toe kom. En ek wil dit bid vir elkeen wat vanoggend aan my luister, dat ons in geloof ons na U sal draai en sal sê, Here, terwyl ek niks verdien nie, werp ek my op U genade. Alhoewel ek skuldig staan, U het betaal en ek kan vry wees. Ek wil in geloof na U toe kom en nou wil ek U dien, dat die vrug van bekering sigbaar sal wees in my lewe. Dankie dat U ons daardeur help. Dankie vir nie net algemene genade nie, maar spesifieke genade vir diegene wat na U toe kom in geloof. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.